As jy jou Bybel vanmôre hier het, kan jy dit oopmaak by Matteus 5. Dan sit jy jou boekmerkie daarin. Ons gaan so 'n bietjie later in die diens gaan ons die Bybel oopmaak. Is julle reg? Is julle gereed? Nou toe, kom ons maak ons oë toe. Ons raak vir 'n oomblik stil. Raak rustig, laat sak jou skouers, sit jou hande gemaklik voor jou op jou skoot neer. Raak net vir 'n oomblik kalm. En voel hoe die stilte oor jou kom. Here, wanneer ons hier rustig en kalm sit vanmôre, Vader, weet ons is hier, want U het 'n spesiale afspraak met elkeen van ons. Here, en ons is bevoorreg om vandag hier te kan sit. Vader, as ons vanoggend hierso is, Here, dan weet ons dat die Gees ook hier is. Want U is 'n alomteenwoordige God. En daarom is dit ons gebed, o Heer, dat ons nie net woorde sal hoor nie, maar dat dit woorde sal wees wat ons sal verander. Vader, ons dink aan elkeen wat vandag iewers in 'n kerk sit. Here, ons dink aan elkeen wat vandag ook die woord moet bring. Mag ons vir Jesus en Jesus alleen hoor. Amen. Dan Meiser het homself as baie gelukkig gesien. Ander mense sou dink dat hy was dalk 'n bietjie mal gewees, maar hy het homself as gelukkig gesien, toe hy 'n paar duisend voet van die top van Everest af gestaan het. Nou elke jaar is daar 'n klomp topfiks mense, avontuurlustiges, wat hierdie 29.000 voet opklim na die top van Everest toe aanpak. Nou daai laaste gedeelte, daai laaste 3000 voet, dit staan bekend as die Death Zone. En ons sien daar is 'n klomp mense wat ook elke jaar hulle lewe verloor, juis op pad na die piek om bo uit te kom. Nou dis daar in die Death Zone waar die temperature daal, waar dit onder die minusse ingaan, waar die wind waai en waar dit nie lekker is om te wees nie. Die suurstof raak ook al hoe minder daarbo. En op hierdie spesifieke dag was Dan Meiser op die punt om daarbo op die piek te gaan staan. Terwyl hy daar op die punt is om op te gaan boontoe, dink hy terug aan 'n Britse klimmer, wat net 'n paar dae vroeër sy lewe verloor het, en probeer het om daarbo uit te kom. 40 klimmers het die geleentheid gehad om daardie man te help, maar nie een van hulle het nie. Hulle het maar net verby hom gestap, op pad bo na die piek toe, want hulle wou daarbo uitkom. Meiser het op daai oomblik homself nog as baie gelukkig gesien, want hy en twee van sy beste vriende, wat hierdie hele tripie al vir jare lank beplan het, is gereed om daai laaste stukkie aan te durf. Vir die laaste 6 weke al het hulle gewerk tot op die punt waar hulle nou is. En nou is dit nog net daai klein laaste deeltjie, en dan kan hulle daarbo kom. Dit was 'n pragtige oggend, dit was so 7:30 die oggend gewees, 25ste Mei 2006, die lug was skoon gewees, daar het nie 'n wind gewaai nie, die son het helder daarbo geskyn. En dit was toe op hierdie oomblik, wat Dan Meiser iets hier uit die hoek van sy oog uit sien. Hy het eers gedog dis 'n tent wat daar staan, en toe hy mooi kyk, toe sien hy nee, dis 'n mens. Dit was 'n man gewees wat so op die randjie gesit het, en hy kon duidelik sien, maar die man het geen handskoene aangehad nie, en sy baadjie was oopgezip gewees. Dan Meiser het geweet, omdat die suurstof so min is daarbo, kan mense nogal redelik maklik begin hallusineer daarbo. Meiser het in die rigting van hierdie man geloop, en hy het heeltyd geroep, wat is jou naam? Wat is jou naam? Die man draai na hom toe met 'n glimlag en hy sê, my naam is Lincoln Hall. Dadelik het Dan Meiser hierdie naam onthou, want 12 ure gelede het hulle oor die radio gesê dat Lincoln Hall oorlede is.
En die groep stappers wat saam met hom gestap het hom net daar gelos. Hulle het verder gegaan, hulle het die liggaam net daar gelos. 'n hele nag sonder voldoende suurstof, 'n hele nag in hierdie minus temperature, hier sit Lincoln Hall lewendig. Hy het hierdie nag oorleef. Dan Meiser sien hierdie wonderwerkie voor hom. En dit is ongelooflik, want hulle het net 12 ure terug gesê hierdie man is oorlede, en hier sit hy in lewende lywe. Maar Dan Meiser het hierdie ding wat hy moet maak, hy het hierdie keuse wat hy moet maak. Gaan hy stop? Gaan hulle probeer Lincoln Hall se lewe red? Of gaan hulle verder klim? Hulle het nog net daai stukkie oor. Hulle het hoe hard gewerk tot hier waar hulle moet kom, maar wat gaan hulle doen? Nou was 'n moeilike keuse wat hulle daardie dag moes maak, want hulle het geen waarborg gehad dat as hulle vir Lincoln Hall sou help, dat hy veilig onder sou kom, dat hy dit sou gemaak het nie, dat hy sou oorleef het nie. En daardie dag maak Dan Meiser en sy vriende die keuse om te sê, ons gaan probeer om Lincoln Hall se lewe te red. Hulle vat hierdie droom wat hulle gehad het, en hulle skuif hierdie droom een kant toe, en hulle besluit hulle gaan hierdie man se lewe red. So het hulle hom veilig tot onder gekry. Nou kyk, dit is verskriklik gevaarlik om bo te kom. En is nog gevaarliker om af te gaan en iemand op jou rug. Maar hulle het vir Lincoln Hall veilig daaronder gekry. En dit maak dat ons wel die volgende vraag kan vra. Sou ons dieselfde gedoen het? Kom ons maak dit gou 'n bietjie meer persoonlik. Sou jy dit gedoen het? Sou jy vir 'n oomblik jou droom een kant toe skuif? Is jy bereid om jou droom een kant toe te skuif, om iemand wat jy nie eers ken nie, se lewe te red? Nou ons draai maklik ons rug op ons persoonlike bergtop. Of doen ons dit regtig? Om jou rug te draai op hierdie persoonlike bergtop van jou, sodat iemand anderster kan leef. Die kans is goed dat nie een van ons Everest gaan klim nie. Nou wel, dis nie in my planne nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek is nie in my beplanning om nou binnekort Everest te gaan klim nie. Maar elkeen van ons kom tog iewers in ons lewe by daardie vurk. Daardie vurk waar ons 'n keuse moet maak. Waar ons moet kies, wie kom eerste? Wie is nommer 1? Nou ons maak hierdie keuse nie net op Everest nie, maar ons maak hierdie keuse elke dag in ons lewens ook. As ons dink aan as dit kom by ons huis, as dit kom by ons man of vrou, as dit kom by ons kinders, as dit kom by ons ouers, by die werk. Ons maak hierdie keuses by die skool, ons maak hierdie keuses as onderwyser, ons maak hierdie keuses as dit kom by ons vriende. Wie kom eerste? Wie sit waar? As 'n ouer moet ons 'n keuse maak om te sê, gaan ek eerder my kind in die beste skool sit sodat my kind kan groei, of gaan ek eerder hierdie beter werksgeleentheid aanvaar? As kinders maak ons 'n keuse om te sê dat, gaan ons hierdie dag afvat? Gaan ons lekker rustig sit en lekker rustig wees by ons huis? Of gaan ons by ons ouers kuier met wie dit nie altyd so goed gaan nie, wie se gesondheid nie meer so goed is nie? Vriende, hierdie is die tipe besluite wat ons elke dag op 'n daaglikse basis maak. Om jou eie drome een kant toe te skuif vir ander mense. Maar is dit nie presies waaroor Jesus gepraat het in Matteus 16 vers 24 toe hy sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Nou ek sou sê, hierdie is nogal 'n positiewe stap. Hierdie is 'n stap wat elkeen van ons in ons eie lewens moet neem. Dis om die keuse te maak om te sê, ons wil eerder dien as om die heeltyd gedien te word. Vriende, iets wonderlik word altyd gebore wanneer selfsug uit die prentjie uit is. Dis nogal interessant, want hierdie is teen die kultuur van die dag. Die kultuur van die dag sê vir ons dat as jy iewers wil kom, moet jy na jouself kyk. As jy iets in die lewe wil hê, dan moet jy dit self kry. Jy moet alles doen, jy moet fokus op jouself. Jy moet vergeet van die ander mense. Nêrens het ek nog ooit gesien dat daar gesê word, jy moet jouself verloon sodat jy die beste lewe kan hê nie. Maar dis iets wat Jesus sê. Nou Jesus was altyd teen die kultuur van die dag gewees. Dit is soos om stroom op te swem in 'n stroom af wêreld. As ons dink aan hierdie stroom af wêreld,
Dan sê hierdie wêreld vir jou, sorg vir jouself, fokus op jouself, vergeet van ander. Jesus kom en hy steen die kultuur van die dag. Jesus se wiskunde is, die wat die minste onder julle is, dit is die wat die meeste is. Lukas 9 vers 48. As hy eerste wil wees, moet hy laaste wees en almal se dienaar wees. Markus 9 vers 35. Volgens Jesus is ons wys wanneer ons ander hoër ag as onsself. Jesus sê, draai die wang en stap 2 kilometer saam met iemand. En dit bring ons vanmôre by Matteus 5. So maak saam met my oop by Matteus 5 vers 39, vanaf vers 39. Daar staan, maar ek sê vir julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat, of jou hof toe vat om jou onderklere te eis, gee vir hom jou bootklere ook. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Nou hierdie sou verseker teen die kultuur van die dag gewees het, as jy 'n Jood was. Nou kyk, die Jode was altyd hier onderdruk gewees, sedert 597 voor Christus, toe die Babyloniërs Jerusalem ingeval het en die tempel vernietig het, dan sien ons elke keer is hulle onder iemand se regering. Nou in die tyd van Jesus, toe Jesus gebore is, was dit die era gewees toe hulle onder die Romeinse regering was, en daar was 'n wet gewees wat gesê het, jy moet gehoorsaam wees aan die Joodse soldate. Dan was daar 'n wet wat gesê het dat as hulle jou iets vra om te doen, moet jy dit doen. So hierdie Romeinse soldate sou na die Jode toe gekom het en dan sou hulle gesê het, dra my goed. Gewoonlik hulle wapenrusting, hulle spies, hulle swaard, hulle skild, en dan was daar die wet gewees wat gesê het, jy moet dit 1 kilometer ver dra. 1 kilometer. So as jy daar in jou lande besig was, besig om jou lande te bewerk, en hier kom 'n Romeinse soldaat verby en hy is bietjie moeg en hy sê vir jou, kom hier. Dan moes jy gegaan het. En dan moes jy daai goed gedra het. Ek weet hom nie of ek dit altyd sou doen nie. Maar jy moes gehoorsaam gewees het, nê? Ek sou ook maar lekker gegrom en gebrom het en partykeer het dalk net die skouers so as prins laat sak het en daai goed in die modder laat val het. Hoekom? Want dit was nie lekker gewees nie. Hierdie mense was so slawe hanteer. En dan is daar ander mense wat weer voordeel sou trek uit hierdie situasie uit. Dink aan die tollenaars, Matteus, voor hy 'n Christen geword het. Ander mense sou gevlug het. Hulle sou hom wegkruip het daar in die berge. Hulle was bang geweest vir hierdie Romeinse soldate en hierdie Romeinse ryk. Ander het weer gesê, ons staan op vir wat reg is. Dink aan Simon die Seloot. Hy was 'n Seloot geweest. Sy vlagspreek was maklik en eenvoudig. Hy sê jou gebed, slyp jou swaard, want hierdie is 'n heilige oorlog. Ons sien die mense het almal verskillend gereageer op hierdie onderdrukking wat hulle hier van die Romeine af gekry het. En Jesus kom en hy bring dan iets anderster na die tafel toe. Iets oor hoe om te reageer terwyl jy hierdie onderdrukking ervaar. Nou Jesus se manier is die een van dien. As hy jou vra om 1 kilometer te loop, dan loop jy 2 kilometer saam met hom. Kry jy hierdie prentjie in jou kop? Hier kom die Romeinse soldaat, hy vra vir jou, dra my goed. Jy's gretig, jy sit dit op jou skouer, nou dra jy en jy loop met hierdie goed, jy kom daar by die 1 kilometer merk en jy besef, maar dit is nie eintlik so erg nie. Jy kyk na die soldaat en sê, ag maar ek stap sommer gou nog 'n kilometer saam met jou. Terwyl jy so saam met hom stap, gesels julle en dit is 'n lekker en jy sê vir hom, maar jy's nie eintlik so erg soos wat ek gedink het jy is nie. Jy's eintlik 'n oulike mens. En soos wat jy by die 2 kilometer merk kom, dan beleef jy hierdie ander tipe vreugde hier binne in jou. Hierdie vreugde van om iets te doen, om die entjie verder te gaan as wat daar van jou verwag word. En hierdie mense word die 2 kilometer klap genoem. Dis mense wat bereid is om te dien en nie net bedien te word nie. Om meer te doen as wat van hulle verwag word. En weet julle wat die 2 kilometer klap bestaan vandag nog? Dis nie hulle, of dit is hulle wat hulle Everest glorie prys gee om ander mense te help
en ander mense veilig terug te bring. En as jy vanmôre so hier rondom jou kyk, dan gaan jy 'n klomp 2 kilometer klap mense sien. Dit is hierdie mense wat altyd daar is en altyd bereid is om te help. Die wat elke maand 'n kospakkie pak, die wat elke maand seker maak dat die kospakkies reg is en gepak is. Die mense wat hulle hande opsteek wanneer daar kategese is en kleuterkerk, terwyl ons lekker kan koffie drink of party van ons vandag rustig en gemaklik hier in die kerk kan sit. Ons het al hierdie mense, daai mense wat met 'n glimlag koffie bedien, Sondag hierso. Die wat broodjies smeer, die mense wat elke keer met 'n begrafnis ook daar met 'n glimlag staan en tee bedien. Die wat kom help met funksies. Hulle kry nie betaling vir hierdie goed nie. Dis ons manier van dien. Elke keer wanneer daar iets is dit hierdie mense wat net hier is. Dis hierdie mense wat deel is van die 2 kilometer klap. In die vroeë 90's was daar 'n kerk gewees. Op daai stadium het hulle nog nie 'n kerkgebou gehad nie. Maar hulle het toe in 'n skoolsaal kerk gegaan. En so kom die dominee een oggend vroeg daar by die skoolsaal aan en hy sien hier uit die badkamer uit stap 'n man met 'n mop en 'n emmer. En hy vra vir die man, "Wat doen jy?" Want hierdie man was nie op die kerk se personeel gewees nie. Hierdie was 'n argitek gewees. En die man antwoord hom en hy sê, "Nee dominee, die badkamers is nie altyd so netjies nie. So ek kom sonnaandoggende vroeg in en dan kom maak ek dit gou skoon. Ek was die vloer en ek sorg dat alles netjies is en mooi is en skoon is." Niemand het vir hom gevra om dit te doen nie. Maar hierdie man was bereid gewees om die ekstra kilometer te loop. En ek kyk na elkeen van julle wat vandag hier sit. En hier is baie van julle wat bereid is om daai ekstra kilometer te loop. Net soos Bob en Elsie. Bob en Elsie het vir hulle binnehuis 'n swembad gebou. Hulle het pooltafels gekry, hulle het pingpongtafels gekry. Nou dink jy dalk maar, dit klink nie soos iemand wat die ekstra kilometer loop nie. Dit klink nie soos die 2 kilometer klap mense nie. Nie as jy 80 jaar oud is nie. Bob het nooit geswem nie, maar hy het al hierdie goed gedoen vir die kinders in Miami, Florida. Dit was die kinders wat in die middestad gebly het, wat nie gewoond was aan hierdie goed nie. Dit was kinders gewees wat eintlik niks gehad het nie. Elke Saterdag sou hulle daai kinders gaan oplaai het, na hulle huis toe gebring het. Die kinders het daar geswem, hulle het gespeel, hulle het lekker saam geëet. Tot vandag toe nog is daar van daardie kinders wat 'n pad met Jesus stap as gevolg van mense wat deel was van die 2 kilometer klap. Wat van jou? Praat ek dalk vandag met jou en dit voel vir jou, jy wil iets anderster doen? Jy wil ook deel word van hierdie klap? Jy kan. Kom ons sê jy's 12 jaar oud en in julle huis het julle hierdie reël wat sê dat jy moet skottelgoed was wanneer dit jou beurt is. Dis nie 'n lekker reël nie, nê? Maar in jou huis is dit die reël. As dit jou beurt is daai aand, sorg jy dat die skottelgoed skoon is. En so is dit weer vanaand jou beurt. Jy gaan en almal is klaar geëet en jy sit die borde en die messe en alles daar op mekaar en jy stap en jy brom en jy grom daar na die kombuis toe. Eintlik soek jy daar op YouTube hoe om ander ouers te kry, maar jy kry dit ook nie. Maar nou is jy kwaad. Jy's besig om die borde af te spoel. Soos wat jy daar aan die skottelgoed was, die borde inpak. Kom iets in jou gedagtes. Maar hoekom vee ek nie sommer die vloer ook nie? Terwyl jy besig is om die vloer te vee, dan dink jy maar, ek vee, so kom ek vee gou die kaste ook skoon. Dit is hierdie gedagtes wat jy kry, wanneer jy 'n verskil wil maak. Dit is die tipe gedagtes wat jy kry, wanneer jy daai ekstra kilometer verloop. Hierdie is die tipe gedagtes, wat mense het, wat deel is van die 2 kilometer klap. En dit is in hierdie gedagtes, wat daar vreugde, binne in die hart wakker word. Dalk dink jy jou dag is boring. En die enigste opwinding wat in jou dag, of die enigste opwinding wat jy in jou lewe het, is jou vakansie wat nog maande ver is. Of dalk dink jy jou dag is so vervelig, en dit voel vir jou, jy sit net en kyk na die verf om droog te word. Hier is vir jou 'n idee. Wat as jy die rol van 'n dienaar begin aanneem by jou werk?
Wat as jy wakker word en sê, ek wonder wie kan ek vandag dien? Ek wonder wie kan ek vandag help? In plaas van om wakker te word en sê, ek wonder hoe gaan hulle my vandag help? Ek wonder wat gaan hulle vandag vir my doen? As jy verwag om elke dag gehelp te word, om elke dag die erkenning te kry, sal jy nooit gelukkig wees in jou lewe nie, want jy gaan nooit genoeg gedien word nie, jy gaan nooit genoeg erkenning kry nie, jy gaan frustreerd wees, jy gaan jaloers wees, want die wêreld sal nooit jou verwagtinge oortref nie. Maar wat as ons dit 'n bietjie omkeer? In plaas daarvan dat ek verwag dat almal met my oulik en nice moet wees, kom ek gaan vandag 'n bietjie uit en kyk met hoeveel mense kan ek oulik en nice wees. In plaas daarvan om heeltyd te wonder, maar hoekom vra hulle nie vir my wat is fout nie? Om uit te gaan en te gaan vra, maar vir ander mense te gaan vra, maar wat is fout? Want jy sien, as jy gaan dien, gaan daar iets in jou lewe verander. En ja, kinders, julle ouers mag dalk flou val as hulle sien julle staan met 'n besem in julle hand. En dames, het gaan dalk vreemd wees om jou man met 'n besem in sy hand te sien, of met 'n lap in sy hand. Maar weet julle wat? Die geheime sous vir 'n gelukkige huwelik, die geheime sous vir gelukkige verhoudings, is nie wat kan sy vir my doen, of wat kan ek vir haar doen nie, of hoe gaan hulle my dien nie. Die geheime sous is, wat kan ons vir mekaar doen? 'n huwelik hou, verhoudings hou, wanneer daar gedien word. 'n huwelik verbrokkel, verhoudings verbrokkel, wanneer elkeen net sy eie wil hê. Nou die 2 kilometer klap het nie spesiale vergaderings nie. Hulle het nie spesiale klere wat hulle aantrek nie. Hulle het ook nie eers naamplaatjies nie. Die 2 kilometer klap mense het nie spesiale parkerings iewers nie. Nee, dit is gewone mense wat die woorde van Jesus verstaan in Handelinge, wat sê dat dit is beter om te gee as om die heeltyd net te wil ontvang. En hier verstaan ons iets van dit, wanneer ons dit lees in Matteus 10 vers 39, en ek gaan die boodskapvertaling lees. Wie egter bereid is om aardse opofferings te maak, omdat hy my bo alles lief het, sal ontdek wat dit beteken om werklik te leef. Lukas 9 vers 24, weer die boodskapvertaling. As jy egter kies om vir jouself te leef, gaan jy op die ou end alles verloor. Maar as jy bereid is om alles prys te gee ter wille van my, sal jy vir altyd lewe. Kom ons raak prakties. Hier's 2 maniere hoe jy kan deel word van die 2 kilometer klap. Nou ek gaan nie vra om die hande opsteek of jy wil deel wees van dit nie, maar hier's 2 maniere hoe jy kan deel word van die 2 kilometer klap. Nommer 1, doen daagliks iets waarvoor jy nie betaal word nie. Doen daagliks iets waarvoor jy nie betaal word nie. Toe Jesus sy laaste week hier in die aarde ingegaan het hy geëet saam met sy vriende. 3 van sy spesiaalste vriende was daar gewees die aand. Dit is Martha, Maria en Lazarus. En Maria moes dit toe nou 'n bietjie verder gevat het. Johannes 12 vers 3. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Nou toe hierdie goed gebeur het, was daar ander mense daar gewees. Mense wat vir Jesus geken het, wat nie deel was van die 2 kilometer klap nie. En hulle het gegrom en gebrom en gesê, sy mors. En Jesus sê, nee, los haar. Want dit wat sy doen, sal vir altyd onthou word. Ons lees nou nog daarvan in die Bybel. Jesus sê, los haar. Want dit wat sy gedoen het, kan 'n mens nie terugbetaal nie. Want geld kan nie dit koop nie. Dalk is daar 'n ou oom, of 'n ou tannie, wat alleen is. Hulle man is oorlede, of hulle vrou is oorlede. Dink net wat se verskil sal 'n uur in jou week nie aan daai mense doen nie. Dalk is daar mense in jou familie, kinders in jou familie wat nie 'n pa het nie.
dalk mense wat jy ken, kinders wat jy ken, wat nie 'n pa het nie. Om net daar by die sportveld op te daag, daai kind te ondersteun, vir daai kind te waai, vir daai kind 'n sjap te wys. Hulle gaan jou nie dalk betaal nie, hulle gaan dalk nie eens vir jou dankie sê nie, maar 'n smile sal jy verseker kry. So doen iets elke dag waarvoor jy nie betaal word nie. En dan nommer 2, kom oor jouself. Jy is oulik, jy is wonderlik. Jesus het jou mooi gemaak. Jesus het vir jou gesterf aan die kruis. Maar vriende, jy is op hierdie aarde gesit om te dien, nie om gedien en bedien te word nie. Wanneer ons die Bybel lees, en ons lees van die groot name in die Bybel, mense wat groot verskil gemaak het, is dit duidelik, dit was dienaars gewees. Dit was mense wat gedien het. Wanneer ons lees van Moses, hy is seker een van die beste leiers wat daar was, dan lees ons die volgende, Numeri 12 vers 3. Moses was 'n uiterse sagmoedige man, meer as enige iemand anders op die aarde. Sagmoedig, diensbaar. Hy het gedien. Kyk wat sê Johannes die Doper, Johannes 3 vers 30. Hy moet meer word, ek minder. Praat van Jesus. Jesus het self gesê, ek het aarde toe gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Lincoln Hall, hy het die trip onder toe oorleef. Hy het dit gemaak. As gevolg van Dan Meiser en sy vriende en die ander mense. Daar was 'n dokumentêre gewees oor alles wat daar gebeur het. En hulle het 'n gesprek met hulle gehad. En hulle het toe 'n gesprek met Lincoln Hall se vrou. En die persoon wat die onderhoud gevoer het, vra toe vir haar die volgende vraag. Wat dink jy van die manne wat jou man se lewe gered het? Sy kon skaars 'n woord uitkry. Soos wat sy die trane van haar wange afvee, sê sy, die wêreld kort meer sulke mense. Die wêreld kort meer sulke mense. Wil jy vreugde beleef in jou lewe? Vreugde wat jy beleef nie omdat jy gedien word nie, nie omdat jy op 'n verhoog gesit word en almal jou loof en jou prys nie. Wil jy 'n innerlike vreugde beleef? 'n Vreugde deur te dien. 'n Vreugde deur daar te wees vir ander mense. Wel, jy kan. Jy kan dit doen. Vriende, jy kan ook deel wees van die 2 kilometer klap. En as ek vandag 'n keuse moet maak, wat kies ek? Ek kies om deel te wees van die 2 kilometer klap. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Terwyl ons stil raak, is dit jou tyd wat jy moet die Here gesels. Praat met hom oor jou gedagtes. As jy daai behoefte het hier binne in jou, om ook te dien, en nie die hele tyd net gedien te wil word nie, vra dat die Here dit duidelik vir jou sal maak. As jy dalk daar sit en besef, hoorie, maar ek is die persoon wat die hele tyd net gedien wil word en gepamperlang wil word, vra ek die Here dat hy jou hart sal verander. Ek gee vir julle 'n geleentheid. Vader, U ken ons hart, U ken ons gedagtes, en Here, U weet ook, wat is elke gebed wat nou gebid is. Here, as daar dalk vandag 'n hart is wat
voel dat dinge gaan net oor my. Here, bid ek dat die Heilige Gees sal kom en dat so 'n hart verander sal word om nie gedien te word nie, maar om te dien. Here, as daar harte is wat vandag alreeds dien en alreeds deel is van hierdie 2 kilometer klap, Here, vra ek ook, Vader, dat ons ook sal besef dat dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U en U alleen. En Here, daarom wil ons nie net 'n gemeente wees nie, Here, maar ons wil mense wees wat dien. Here, U het ons so lief gehad, dat U na ons gekyk het, en gesê, ek gaan my seun stuur, en U het vir ons die perfekte voorbeeld aarde toe gestuur, en dit is die een van Jesus, waar Jesus nie al hierdie verwagting gehad het van almal moet hom dien nie, maar waar Jesus werklik sy hande en sy voete vuil gemaak het, om te dien. Here, daarom wil ons ook so naby aan Jesus loop, dat sy stof eintlik op ons voete val. Here, want ons wil die voorbeeld volg van om diensbaar te wees. Vader, dankie dat ons in soveel opsigte kan dien. Here, maak dit ook vir ons duidelik, waar daar 'n tekort is, en waar ons ten volle kan dien. Maak nie saak of ons klein is, en of ons oud is nie. Maak nie saak of ons 'n dokter is, en of ons afgetree is nie. Wys vir ons waar ons kan dien, Here. Dankie dat ons dit vir U mag vra. Vader, dankie dat ons kan bid ook vir die week wat voorlê. Ons weet dit is 'n kort week, skole sluit in hierdie week, daar is al reeds klomp mense wat weg is met vakansie, kinders wat toer. Here, ons bid vir veiligheid en ons bid vir beskerming. Dankie vir alles wat U elke dag vir ons doen, o Heer. Amen.